Baie welkom by hierdie uitsending van Wyngaard Weekliks vir Litnet se YouTube kanaal. My naam is Hendrik Wyngaard en vir hierdie een gesels ons 'n bietjie oor ras, 'n kwessie waaroor Suid-Afrikaners lyk my net nie kan ophou gesels nie. En die keer is dit na aanleiding van 'n debat wat ontstaan het tussen Christo van der Rede. Hy is die uitvoerende hoof van die EW de Klerk Stichting en dis 'n debat tussen hom en Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Ek het vir Glenn Snyman genooi om saam met my hieroor te praat. Hy is die stigter van die organisasie PAC wat staan vir People Against Racial Classification of Race Classification. Glenn, baie welkom en kom ons begin deurdat jy net vir ons vertel weer wanneer en waarom hierdie organisasie. Goeiedag Heinrich. Ons het PAC op 1 Oktober 2010 in die lewe geroep. Ek en 'n paar vriende en mense wat hierdie probleem ter harte gedra het. En die doel van die organisasie was en is om die regering aan te moedig om 'n einde te maak aan die huidige gebruik van die rasseklassificeringscriteria's of blokkies wat ons gedurig op vorms kry. Dit is nou wit, swart, Indian en kleurling of colored, soos wat altyd bekend staan. So ons wil dan vir die regering vra en wie die ook al die blokkies gebruik, om die gebruik daarvan te stop. En dan vir die breë gemeenskap ook dan aanmoedig om ophou sy medemens en homself te sien in terme van 'n ras en ieder te identifiseer as die individu, 'n Suid-Afrikaner, of volgens sy kulturele identiteit. Glenn, hoeveel aftrek het die organisasie tot nou gekry? In 2010, toe ons begin het, daardie was die tyd toe vorige president Nelson Mandela nog geleef het. Toe was die politieke bestel in ons land baie anders. En ons het stadig aan, hoe meer ons bekend geword het, baie ondersteuning gehad. Want mense het gevoel, dis die rigting waarin ons as 'n land moet beweeg, weg van rasterme. Van 1994 het gekom vir vryheid vir almal en nie net 'n sekere groepie. Want net soos wat daar die een groep was onderdruk deur die ander groep en ons gevoel in 1994 moet ons almal gelyk behandel word onder die wet. En later jare het die 2010, 12, 15, 2019, die ondersteuning was daar, maar ek het gesukkel om in hoofstroom media in te kom. Want mense het nog gesien dat BE was nodig vir die land. En dan het altyd vir my gevra, maar jy is nou onnodig, ons moet die ongelykhede van die verlede regstel. Toe het ek gesê, maar ons moet die ongelykhede regstel, maar ons hoef nie teen mense te diskrimineer op grond van 'n velkleur nie. Arme mense, behoeftige mense het werk nodig, ongeag van hulle velkleur. En jy kry swart mense of bruin mense wat ryk mense is. Hulle het nie BE nodig nie in daardie tyd nie. En dan in 2020 was toe die keerpunt, die draaipunt, toe PAC heeltemal begin bekend raak het, toe die onderwysdepartement my aangekla het. Die onderwysdepartement het jou aangekla omdat jy op 'n aansoekvorm vir 'n pos jou ras as African aangedui het, is ek reg? Dit is heeltemal reg. Hulle het my aangekla omdat volgens hulle records is ek 'n sogenaamde kleurling. En ek het gesê ek weier om voortaan aan te dui dat ek kleurling is. Dit is 'n woord wat ek verafskuw en ek beskou dit in dieselfde lig as wanneer iemand my die K-woord noem, soos wat hulle vir die swart mense noem. So daai 10 Oktober 2020, het groot aandag getrek, selfs internasionaal. Ons was op CNN uitgesaai en op BBC se kanaal en op die meeste kanale en mediahuise in die land. Kan ek jou nou vra, 6 jaar later, toe jy daai blokkie African wat in die taal van daai vorms
swart beteken, gemerk het jy nie daarmee tog 'n rassekategorie aanvaar nie? Wel, ons het in beginsel as Paak besluit, ons gaan almal aanmoedig om eerder dan African dan af te tik, sodat almal dan bevoordeel word. Want die African blokkie staan tans in bevoordeling. So ons het almal aangemoedig om African af te tik, want ons almal is Africans. Dus ek maak African afgeteken. En dit is nie vir jou in konflik met jou standpunt teen rasseklassifikasie nie. Maar dit klink tog vir my of jy African daar gekies het om jouself te bevoordeel op grond van ras. Nee, dit is nie in konflik nie, want selfs daai 4 definisies wat daar stel, is kontroversieel, want die groepe pas nie by mekaar nie. Daar moes eintlik gestaan het, as jy velkleur gebruik, dan moes daar net velkleurig gestaan het. Dan moes daar gestaan het swart of black, bruin, brown, wit, white of yellow, geel, dan vir Indian. Maar African, almal is Africans. Goed, Klein, kom ons vat 'n stap terug. Ekskuus, wou jy iets byvoeg? Nee, ek wil net sê dat die blokkie self, die 4 sodat dit gegee word aan ons, is self verwarrend. Goed, so kom ons neem 'n stap terug. Hoe definieer jy apartheid? Ek definieer apartheid op grond van waar een groep, die sogenaamde blanke mense, diskrimineer teen 'n ander groep, almal wat nie blank is nie, swart, bruin mense, Indians. So dit is wat apartheid was. Dis een groep wat teen 'n ander groep gediskrimineer het en die wetgewing in sy guns gedraai het. Wat het mense wat nie as wit geklassifiseer was of blank nie, in die proses verloor of moes opoffer? Prysgee. Hulle het baie verloor. Hulle het geleenthede verloor, hulle grond verloor, hulle het hulle huise verloor. Maar vir my een van die grootste dinge wat hulle verloor het, waarvoor ek sien baie min mense voor beklei, is hulle identiteit. Want geen mens wat nie sy identiteit ken nie, kan 'n suksesvolle mens wees in die land. Jy weet nie wie is jy weet nie waar jy op pad is nie, jy weet nie hoe jy moet gedra nie, jy ken nie jou waardes nie, dis wanneer jy nie jou identiteit ken nie. En ek wil vir die leiers van hierdie mense vra, hoe kan jy jouself 'n leier noem van die mense en jy ken nie eens die mense se naam nie? As jy sê jy is die leier van die Khoisas, dan moet jy jouself noem 'n Khoisa. As jy sê die leier van die Zulus, dan moet jy jouself noem 'n Zulu. Nou, hier so klomp breinmense, hier so klomp kleerling, jy noem jouself identiteit waarvan jy self verwarrend is rondom dit. So identiteit is een van die grootste goed wat mense verloor het. Dit is van die grootste dinge wat ek voel wat verdoesel word tans, wat verwar word tans, en waaroor beklei word oor tans. Hoe reageer jy op die mense wat na hulle self as bruin of colored verwys en dit dan voorhou as hoe hulle self identifiseer, wat hulle beskou na 94 in 2026 as hulle identiteit? Ek het geen probleem met mense wat hulle self identifiseer as bruin, colored of kleerling nie. Dis sy reg. Dis ook elkeen sy reg om homself as wit of swart of Indian te identifiseer. Al wat ek net sê is, gee ander persoon ook dan die reg om dan nie dit te wil wees wat jy jouself mee vind self gee. Want mense wil hulle definieringe op ander afdruk. Soos ek nou net gesê het, ek aanvaar 'n kultuuridentiteit, want dis baie mooi. Dis gekoppel aan geloof, dis gekoppel aan customs, kulture, gedrag, tradisies, ja? tradisie, kos,
daai is mooi. Dis wat mense wil aan vashou. Dis wat mense voel, dit maak my Afrika. Dit maak my hierdie kultuur. So, as 'n ander man Afrikaner wil wees met sy Afrikaanse musiek en sy Afrikaanse taal, gee hom nie reg dan om onder die Suid-Afrikaanse Afrikason, 'n Afrikaner te wees, soos oom Pieter Groenewald altyd sê. Gee die ander man 'n kans dan om 'n Zulu te wees. Gee my dan die kans om 'n Khoi man, 'n Khoi persoon te wees in Oudtshoorn, Suid-Afrika. Ek soek dan daai reg en daai geleentheid, want my geloof, my taal, wie ek is daaraan gekoppel. Wat ek net sê met bruin, met die definiering op grond van velkleur. Velkleur is verwarrend, want velkleur kry jy in verskillende kulturele groepe. En velkleur is 'n maklike, goedkoop, lui, intellektuele, lui identificeringsmanier om mense uit te ken. Want velkleur is iets wat vir jou gegee is, iets waarmee jy gebore is, iets wat jy kon kies nie. So jou geloof kan jy kies, want ek kan van die een geloof sê, ek is nou Afrikaner, of ek is 'n Khoi, maar hoe ek gebore is en hy lyk, ek het nie keuse daarby nie. Kyk, byvoorbeeld vir, Jy sê geloof kan jy kies, maar dan verwys jy na kultuurmerkers. Dis reg. So, jou velkleur is in konflik die hele tyd, dit pas nie in by ideologie nie. Glenn, so Lindsay Schwettel en Tessa Dooms het 'n boek geskryf met die titel Colored, How Classification Became a Culture. En hulle punt was basies dat as mense na hulle self as colored verwys, is dit nie 'n vasklou aan die rasseklassifikasie ingevolge die wet op bevolkingsregistrasie, wet 38 van 1950 nie, maar dat dit eerder 'n vasklou of 'n omhelsing is van 'n bepaalde kultuur. Het die kultuur uit die klassifikasie uit ontstaan, of is die kultuur geklassifiseer as 'n ras uiteindelik? Ek het persoonlik saam met Tessa Dooms gesels op verskeie kere. En ons het na 94 programme wat ons noem regstel. Dit kom by daar is regstel van werk, grond, hervorming. Nou net so het ons ook glo ek moet ons het identiteitshervorming, identiteitsregstel. So as ons in 'n nuwe Suid-Afrika aanhou met identiteitsname soos colored en kleurling, wanneer stel ons dan nou die identiteit reg? So mense wat na 94 gebore is of volwasse mense begin word het, kan nie nou al daai as 'n identiteit, ook kan ons sê wettige identiteit vestig vir ons almal nie, want ons is nog tans besig in die proses om ons verlore identiteit reg te stel. So dit dring in met ons geleentheid om in 'n nuwe Suid-Afrika ons identiteit reg te stel. So ek dink dis 'n bietjie voortvarend vir hulle. Ek dink dit maak die mense wat dan as die Khoisan groepe geïdentifiseer word moeilik. Die ander probleem wat ek het met daai identiteite is, dis polities gedrewe. Mense wat politiese tuiste soek of mense wat enige politiese voordele soek, dit is waaraan dit gekoppel is. So jy gun nie vir mense wat polities op grond van wat ook al hulle identiteit is, saamkom, die reg om dit te doen nie, ten spyte van die grondwet, wat sê elke een het die reg tot gathering of samekoms of jou assosieer met enige bepaalde groep. Ons noem dit die reg tot selfbeskikking en selfidentifisering. Ja, hulle het die reg tot selfidentifisering, maar wanneer twee identiteite in eenselfde vir eenselfde groep meeding, dan raak dit verwarrend. Dan kom jy by die punt waar mense vra, maar hoe moet ons julle noem? Die een verafstoot hierdie naam, die een verafstoot daardie naam. So dan kry jy sulke situasies.
Nou die ander probleem ook is, ons kan nie van bruin of colored in isolasie praat sonder om te praat van wit en swart nie. Hoeveel verskillende witgroepe is daar nie? Wit is mos nie wit alleen wit nie. Om 'n Duitser te wees, Italianer is 'n nasionale identiteit. Dit staan nie alleen nie. En wat is die identiteit van jou Engelse Afrikaanse of jou Engelse blanke? Het ons hy self vraag dan afgevra. Het jy my vraag beantwoord oor of mense die reg het om op grond van hulle ras saam deel te raak met ander van 'n bepaalde politieke party? Hulle het die reg, ja. Glenn, so jy het verwys na regstelling en dit is juist waaroor die debat gaan tussen Christo van der Rede van die F.W. de Klerk Stichting en Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Van der Rede sê, daar moet regstelling plaasvind, met ander woorde, regstellende aksie of swart ekonomiese bemagtiging moet geskied, en jy weet, dit geskied op grond van ras. Korrek? Wat is jou mening daaroor? My mening is, ons kan nou maar stop daarmee, deur die feit dat dit op grond van ras geskied. Want ons sit nou met 'n nuwe generasie, wat al aanbeweeg het. Ons sit met 'n nuwe generasie wat al geleenthede gekry het. Ons sit met 'n nuwe generasie wat geleenthede het. Ons kan ook nie aanhou diskrimineer teen jou wit groepe nie. Is ook nie al die wit mense wat rykdom geërf het nie. Miskien sy familie dat plase besit nie. So, hoe onderskei ons dan tussen histories benadeelde individue en histories bevoordeelde individue in 'n nuwe tyd? So dit maak ras op grond van daai keuses maak dit baie moeilik. Sê jy daarmee dat jy glo daar het voldoende regstelling plaasgevind teenoor die generasies wat nog leef en dalk al afgesterf het? Ek kan nie dit as 'n feit beskryf nie, want ek het nie daai statistieke inligting nie uit my posisie het. So ek sal nie weet hoe voldoende aan wat voldoende kwalifiseer nie. Maar wat ek voel is, en wat ek vra is, wanneer stop ons dan nou? Wat is die sunset clause? Wat is die einddatum vir BEE? Daai is my vraag. En ek sê is akkuraat. Ekskuus, so as ek die argument van Christo van der Rede reg verstaan, dan sê hy self en die F.W. de Klerk Stichting is gekant teen voortgesette rasseklassifikasie, maar hy aanvaar dat jy tans nog ras nodig het om die regstelling in werking te stel. Om so stelling te maak is baie dubbelsinnig. Jy is of vir iets of teen dit. Ek pak ons is teen rasseklassifisering, ons is teen regstelling op grond van 'n ras. Punt. Ons voel dit moet nou al stop. Wat is jou mening oor Herman Pretorius wat sê of beweer of aanvoer dat Van der Rede se argument kom eintlik maar daarop neer dat jy weer terugkeer na daai era van die potloodtoets waar die bepaal is of mense bruin of swart is? Heinrich, dis moeilik om seker namens ander te praat of te kan presies sê wat hulle verduidelik of wat hulle bedoel. So ek kan nou maar nou net sê wat ek dink van daai idee. Maar as jy van ras praat, by van die potloodtoets. So kom ek vra dit op 'n ander manier. Is dit regverdig om die gebruik van ras vandag gelyk te stel of te vergelyk met die gebruik van ras voor 1994? Daai is nogal 'n baie tricky vraag in die sin
nommer 1, die omstandighede is anders. En nommer 2, as ons wil regverdig wees met die huidige generasie, dan moet ons gedrag teenoor hulle verander en almal begin gelyk behandel. So ek sou sê, dis 'n onredelike vergelyking met die hede, met die verlede, want die omstandighede was anders. Stem jy saam wanneer Herman Pretorius ook sê in 'n gesprek wat op Kyknet plaasgevind het, dat as jy diskrimineer op grond van ras, en daar verwys hy na wetgewing oor regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging, dan moet jy ook weer rasseklassifikasie of kategorieë instel, want F.W. de Klerk het in 1991 die wet op bevolkingsregistrasie nietig verklaar of afgeskaf. Hy is reg as hy dit so noem, as ons weer regstellende aksie wil gebruik of aanhou daarmee, dan moet ons, of dan gaan dit ons dwing om die rasse klassificeringskriteria van die verlede te gebruik. So dit gaan ons daarna toe forceer. Klein, het jy al ooit voordeel getrek uit regstellende aksie? Nog nooit nie. Uit swart ekonomiese bemagtiging? Nog nooit nie, want vir die werke waarvoor ek aansoek gedoen het en gekry het, moes ek gekwalifiseerd gewees het. So kom ek vra jou dan of daar enige familielede is of vriende van jou wat deur regstellende aksie bevordering gekry het of wat 'n kontrak by die plaaslike munisipaliteit argumentshalwe gekry het, danksy swart ekonomiese bemagtiging. Ek gaan jou 'n blaatante nee as 'n antwoord gee. En dan my familie is ook nie in besigheid dat hulle, jy weet, vir tenners en so aansoek doen nie. Ons is maar onderwysers, meeste van ons. So daai's 'n blaatante nee. Ons is nie bevoordeel deur regstellende aksie nie. Plus, die stelsel, die aparte stelsel van die verlede, waar hulle mos nou sê, jou breinmense is bevoordeel. Ons kan nie vir daai tyd vir die regering sê, behandel sekere mense so en sekere mense anders nie. So dis goed wat nie in ons hande is nie. So, jy's bewus daarvan dat 'n party en 'n partyleier soos die PA en Gayton McKenzie wat die leier is, sê vir bruin ondersteuners of kleerling of colored, wat jy ook al wil gebruik, dit is nou hulle beurt. Dit is nou tyd dat hulle ook burgemeesters raak, speakers van munisipaliteite raak en. En hy stel dit op teen die geleenthede wat wit mense kry. Maar ek hoor hom nie eintlik sê dat swart mense kry uiteindelik meer uit hierdie regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtigings regulasies nie. Tas ek mis of tas hy iewers mis? OK, ek sal sê ek tas nie hier raak nie, want ek volg nie vir Gayton McKenzie nie. Ek volg nie altyd al die stellings wat hy maak nie. Maar op grond van wat jy nou sê, wel, hy het seker maar vryheid van spraak, dis sy mening. Hy sit en hy kyk uit 'n ander posisie uit as van waar ek sit. So hy moedig aan dat mense nou is hele geleentheid ook om te moet kom in die posisies as jy daarvoor kwalifiseer. Dis hoe ek dit sien. So elkeen het die vryheid en die reg en die geleenthede is daar, gryp dit aan. As ek jou reg verstaan het vroeër, het jy verwys na armoede wat eerder as 'n maatreël gebruik moet word teenoor die gebruik tans om ras te gebruik. En as jy sê, kyk na wie's werklik arm en bemagtig hulle, dan is dit 'n stelling wat vir Park baie naby plaas aan die DA se standpunt wat sê, hulle glo in 'n oop geleenthede samelewing, met ander woorde, almal is gelyk
en almal moet op 'n gelyke grondslag kan meeding, kan aansoek doen. En as jy dan regstelling moet toepas, dan moet jy kyk na inkomstevlakke, byvoorbeeld. Daar vat ek nog weer eens mis, want ek volg nou nie so die DA se stelling nie. Ek hoor hulle maar op die nuus, maar daai is die filosofie waarmee ons mee kan vereenselwig, dat ons moet kyk na die behoeftige mense en mense wat wil werk, die vermoë het en vir hulle die geleenthede gee. Dan gaan ons land en dienste floreer. Is dit nie 'n benadering wat uiteindelik die onaanvaarbare behandeling van mense in die verlede uitwis nie? Nee, want ons veg vir 'n beter toekoms en nie vir 'n verbeter verlede nie. So ons moet doen wat ons nou moet doen om die hede te verbeter. En dit is geleenthede te gee vir wie ook al geleenthede soek. En ons moet die hand van diskriminasie teen sekere mag nog nie kry nie. Daai is die hand wat ons moet uit die weg uithaal. En dis die hand wat in ons veg. Glenn, your TMP sê, I'm not a colored, black, Indian or white person, I'm a South African. Die grondwet sê dat ons moet verenig in hierdie land in ons diversiteit. Hoe verstaan jy daai diversiteit waarna in die aanhef van die grondwet verwys word? Ons moet ook nie uit die sig uit laat dat daar's mos 'n hart wat ook praat. En Mandela se hart het altyd gesê ons moet verenig as mense en omgee vir mekaar. So die grondwet spreek jy altyd tot die hart en tot die vereniging van mense nie, of dit word nie altyd so geïnterpreteer nie. So, dis hoekom ek sê, op die einde van die dag wil ons as 'n eenheid, as Afrikaners, vorentoe gaan. So wat ek gevra het is vir jou definisie van diversiteit. As jy dit lees in die aanhef van die grondwet sê dat ons sal verenig en dat ons gelyk is in ons diversiteit. Hoe verstaan jy daai diversiteit? Daai diversiteit verstaan ek in vryheid van selfidentificering. So, daar is ruimte om jou te identifiseer, net soos jy wil, en daar is ruimte om te wees, jou kultuur uit te leef, soos wat jy verkies om te doen. Dis hoe ek dit verstaan. 'n Laaste vraag, want jy het ook verwys na die Khoi identiteit en jouself die stigter van die Oudtshoorn Khoi gemeenskap, groepering. Die MK party het nou gesê hulle voel daar moet weer behoorlik aandag gegee word aan die grondkwessie of grondhervormingskwessie, en hulle argument is dat jy moet verder terugkyk as 1913 om grondhervorming toe te pas. Wat is die Oudtshoorn Khoi gemeenskap se standpunt oor grondhervorming? Wat ook as 'n vorm van regstelling soos regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging beskou word. Ons standpunt is, mense het al grond gekry. So die regering het nou al, ek dink die laaste persentasie wat ek van gehoor het was 15% of 500% van grond teruggegee aan mense. So van 1994 af is die proses aan die gang. Ons weet van mense wat in Duitsersdorp en oral hulle die grond gekry het, maar die grond is toe maar weer verkoop vir geldjie. So daai proses is aan die gang. Daai prosesse moet aangaan. En solank die prosesse net regverdig geskied en die mense wie se grond dit was teruggegee word aan hulle, en solank die mense wat die grond kry, dan net die grond gebruik soos wat dit gebruik moet word, dat daar nie agteruitgang is nie. So Hier's 'n laaste vraag vir jou. People Against Racial Classification sê rasseklassifikasie moet weggedoen mee word. Is die beter respons nie eerder dat daar met
rassediskriminasie weggedoen moet word nie. Moet julle nie julle naam verander na PARD nie, People Against Racial Discrimination nie. Dis nou 6 van die een en 'n dosyn van die ander een. So dit kom maar so basies op dieselfde neer. So Okay. ja, Glenn Snyman, doen weg met ras. doen weg met ras. Glenn Snyman, baie dankie vir jou tyd. Baie sterkte met die werk vir jou en vir die werk waarmee jy en jou organisasie besig is. Baie dankie Heinrich.